gegee wat ons julle kan gee. Maar ons wil vandag vir almal verwelkom, vir ons besoekers, maar spesifiek vir ons moeders vandag. Ek wil vir Tannie Lynn ook hallo sê. Dus dankie dat Tannie vir ons kom kuier het. Hou gou vas. Ja, okay. Ek wil net gou 'n openingsgebed doen voor ons verder gaan. So ons dit gou ons oë kan sluit. Liewe Hemelse Vader, ons bid dat U asseblief vir ons harte sal kom. Liewe maak ons rustig, maak ons kalm. Liewe help ons om vandag werklik ware ontmoeting met U te hê daar waar ons staan. Ons bid dit in U naam alleen. Amen. Nou ek weet nie wie van julle, maar een van die mees belangrikste karakters in my lewe was my moeder gewees. En ek sit 'n bietjie vanoggend en toe dink ek, ek nog steeds hoop ek. En hulle is altyd daar om jou reg te help as jy vergeet van die skorrelgoed of van iemand se verjaarsdag. Maar ons gaan nou 'n bietjie, ons gaan nie nou doen, maar dink so lank. Wanneer ons gebedsversoeke doen, wil ek graag hê almal van ons, nie almal nie, die van wat gemaklik is, moet net 'n storie of twee deel van hulle moeders. Iets wat vir hulle 'n herinnering is, iets wat vir hulle 'n vrede in hulle hart, iets 'n goeie herinnering van hulle moeders. Maar voor ek daar kom, wil ek graag vir julle lees uit Spreuke 31 vers 26. Nou, julle kan vir julleself antwoord, maar as ek hierdie deel lees, laat dit my in 'n baie spesiale verhouding wat in my lewe is. En ek is seker julle kan daarmee vereenselwig. So Spreuke 31 vers 26 sê: As hy praat, is dit met wysheid. En as hy leiding gee, is dit met liefde. So hou goeie toesig oor huishouding. Lei is sy nou wraggies nie. Maar haar kinders prys haar man bewonder haar. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref hulle almal. En ek dink ons moet vandag net 'n tydjie vat uit ons besige skedule uit om te sit en regtig dankbaar te wees vir ons moeders. En ek dink dit kan nie 'n mors van tyd wees, verseker nie. Ek wil graag die Hakens vra om hoeveel mikrofone het ons agter net een? Okay, lieflik. Ons was sommer gou gebedsversoeke doen. Ek doen 'n ding op my eie styl. Ek het vergeet wat die program is. Het ons enige dankbaarheidsgebede wat ons vanoggend voorbring. Ons gaan nou by gebedsversoeke kom. Ons kom altyd daarby. Maar ek wil graag ons moet net begin met waarvoor is ons dankbaar? Kom ons sluit dit af en dan sal ons oorgaan na die gebedsversoeke toe. Sien, hier is waar almal hulle hande moet opsteek en so ek is dankbaar vir dat dit nie meer reën nie of dat dit reën of ek weet nie wat mense wil hê staan nie. So niemand wat dankbaar is. Hierso by Daniel, dankie Daniel. Dankbaar om 'n moeder te kan wees. Ek kan nou nie ook dit sê nie, maar as ek die kans gekry het, dink ek sou ek dit geniet het. Ek dink dit klink vir my baie lekker. Maar hulle werk baie hard, blykbaar. Okay. Wees dankbaar in julle harte. Sal ons nou oorgaan na gebedsversoeke toe. Ek is regtig dankbaar dat dit bietjie opgehou reën het en dat die son so lekker baie skyn en dat mens uiteindelik weer kan begin dink om jou tuin nat te maak. Ja, amen. Ek sê saam met dit, tuin nat maak is baie belangrik. Kan dit nie doen as dit reën nie. Ek wil net vra dat ons ernstig bid vir ons kinders by die skool, ook dalk ook by die universiteite, maar die onderwysers, hulle sukkel regtig deesdae met die probleme wat kom van die departement af. Hulle sit met daai probleme. So as ons net aan hulle kan dink asseblief, dankie. Okay, Tannie Misha, voordat jy weggaan, waarvoor staan jy dankbaar? Waarvoor kan ons dankie sê? Wel, ek is dankbaar vir my familie, my eie familie, maar ek is baie dankbaar vir my kerkfamilie. Amen. Ons ook. Ons was laasweek uit ons bietjie gaan Manewales in die berge en 'n mens mis jou kerk. 'n Mens dink nie so nie, maar mis een Sabbat en dan voel die week vreeslik lank. Nog enige gebedsversoeke, dankbare harte. En ek sal graag wil dat julle dalk 'n storie of twee deel, iets wat julle dankbaar is vir julle ma's. Want hy vandag gaan spesifiek oor die ma's. Ons is dankbaar elke dag, maar party dae moet ons net 'n spesiale moeite doen daarso. Happy Sabbath, everybody. Firstly, I want to thank JB and Nalandi for inviting me to the youth meeting last night and for everybody and the youth that was here. Secondly, I'd like to thank God I had a mother, unfortunately for a very short time, but I became a mother. I'm very happy to be a mother. I've got grandchildren. My children made me happy to have grandchildren. So I'm thankful
that God has given me this opportunity. Happy Sabbath and happy Mother's Day to everybody here. Amen. Kyk dan nie wen, sover. Die ander hierso. Hy, ons gaan jou skoene laat deurloop vandag. Ek is jammer. Ek is dankbaar dat my ma kon kom kuier. Hulle was hier so en ons was kreatief, so dit is baie lekker om 'n bietjie tyd te spandeer saam met my ma en my pa. So ek is baie dankbaar daarvoor, maar ek is ook dankbaar toe sy hier was, het sy my ook gehelp met 'n bietjie odd jobs om die huis. Dis sy sê DIY was, so dit is baie lekker om 'n ma te hê wat dit kan doen. Ja. Ja, amen. Kyk, gewoonlik as my ma iets fix, moet ek dit ook doen na die tyd. Maar sy probeer daarom maar en dis wat belangrik is. So ek wil vir my familie bid want hulle ken nie God nie en ek wil hulle hê dat om God te ken. Amen. Ons sal definitief dit doen. I'm very thankful for my mum because when she passed away, I found her journal. And I started reading through her journals, and what I saw was myself, my siblings, my father, and my extended family, all of our lives were chronicled in this journal. Each and every day, there was a prayer accompanying our lives, our struggles, what we were going through. And I know that that woman had prayed every single day of her life for all of us. And although all of us went off the beaten track at some point, we all found our way back. And I think that prayer and obviously God was a huge contributing factor. So moms, keep on praying, even when you think no one's listening. Someone is, I promise you. Amen. Amen. En ek dink eendag eers as ons in die hemel is, sal ons besef hoeveel het maas werklik waar vir ons gedoen, wat ons nie eers sien. Ek wil net sê, ek is baie dankbaar vir my moeder en die voorbeeld wat sy gestel het. Sy het 9 kinders gehad, maar daar was plek in haar hart vir elkeen, asof hulle die enigste ene was. Sy het die Groot Depressie deurgemaak, sy het die Tweede Wêreldoorlog deurgemaak, maar sy het nooit gekla nie. Sy het net so 'n groot hart van liefde gehad vir almal. Sy was streng, maar dit is liefde, want ons moet perke hê. En ek wil haar eer vandag en ek weet dat eendag gaan ek haar weer sien en ek is daarvoor dankbaar. Ek is ook dankbaar dat ek 'n moeder is. En alhoewel my kinders nie die Here volg nie, ek weet die Here hoor my gebede. Amen. Amen, baie dankie. Amani? Goeiemôre almal. Ek wil nou nie eintlik oor my ma praat nie, maar ek wil graag oor my ouma praat. Want sy was die kingpin in die familie. Sy het 10 kinders gehad, waar sy een vroeë ouderdom verloor het. Maar sy het ongeveer 30 kleinkinders gehad. Nou ja, hulle het gemultiply. Ja, nee, ek kan so sien. En maar soos die tannie nou gesê het, elke een was in haar hart. En as jy met ouma gepraat het, dan was dit 'n one-to-one, dis net asof jy en sy gee om vir jou. Maar sy het 'n groot hart gehad, wat vir ons almal liefde gegee het. En dan wil ek net dankie sê, vir 'n vrou wat ek gekry het. En sy is 'n goeie ma. Vir Roan gewees, later die familietjie ook maar uitgebrei vir Berlei, en ons sit nou met 2 kleinkinders. En ek wil sien hoe sy hulle hanteer, en hoe lief sy is vir hulle, en ek wil net die Here dankie sê vir dit. Ek is natuurlik op die agterskyk gestoot, maar dit is maar 'n getroude man se plek. So dit maak die saak daar. Ons moet ons plek ken, anders Daar sê. Ons gaan, terwyl ons die offergawes opneem, gaan ons nog so 'n paar stories deel. So ek gaan nou vra vir die wat kan kniel.
om graag saam met ons te kniel. Liewe Here en ons Vader, liewe Heer, U is goed en U is vir ons baie lief. Liewe Heer, U het op menigte plekke gesê dat U beplan vir ons net voorspoed en nie teëspoed nie. Liewe Heer, in daai lyn van gedagte wil ons vir U sê baie dankie vir die moeders wat U vir ons gegee het of geleen het. Liewe Heer, moeders het 'n spesiale vermoë om die lewe in perspektief te bring. Liewe Heer, om vir ons liefde te gee en vir ons 'n blikkie te gee van onvoorwaardelike liefde. Liewe Heer, hulle is mense, net soos wat ons is. Liewe Heer, maar op een of ander manier het U dit reg gekry, dat hulle soos bonatuurlike mense voel. Liewe Heer, vir dit sê ons dankie. Dankie vir die voorreg wat ons het om ons moeders te kan ken. Dankie dat U hulle bewaar het. En Liewe Heer, ons bid en ons vra, gee vir ons 'n dankbaarheid in ons hart vandag, vir ons moeders wat ons nog nooit gehad het. Help ons om nie eendag te kan sê, as ek maar net vroeër vir my ma gesê het wat ek wou gesê het. Liewe Heer, wil ons ook bid, dat U asseblief saam met ons ons vergeet wat soos moeders optree, is hulle nie biologies moeders nie. Liewe Heer, onderwysers en juffrouens, mense wat kinders onderrig. Liewe Heer, kinders is onder, U weet dat hulle is onder ongelooflike druk, hulle is onder ongelooflike aanvalle deur Satan. Liewe Heer, ons onderwysers staan groot skoene vol. Liewe Heer, ek bid en ek vra, gee vir hulle moed, gee vir hulle deernis. Liewe Heer, help hulle om hulle werk so ernstig op te vat as wat U dit doen. Liewe Heer, ons wil vir sê dankie vir die reën en aan die opbou van die reën. Dankie dat U aan ons behoeftes voorsien, selfs nog voordat ons weet dat ons hulle het. Liewe Heer, ons sê vir U baie dankie. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Okay. Riandre, kan jy die mikrofoon vashou? En dan ons gaan nog 'n bietjie stories maak. Kort tweede jaar ons gou vir ons die offergawe se kom opneem. Ons gaan nie nou na die video kyk nie, want ons is 'n bietjie geknap met tyd, maar ek wil graag, ons het so lekker gedeel oor ons moeders. Is daar nog iemand wat vir ons wil deel 'n herinnering wat hulle het van hulle ma? Wat ons vandag kan oor dankbaar wees. Okay. Sorry, I'm going to do this in English. My mom was raised Adventist up until 8 when her mom passed. And she had to go to an orphanage in Pretoria. But they sent her to Presda, where she got her grounding. And when we all came along, we were introduced to the Methodist Church. So I was raised in the Methodist Church until I moved over to the Adventist Church. There was one thing that stood out with my mom right from the start, right from when we were very young, and that was she taught us how to pray. And prayer became a thing that we did as family for both morning and evening worship at home. Not long before we were Adventists, we were Methodists. We still had morning and evening worship. So that is a constant that I'll remember for the rest of my life, is my mom gave us all a turn to pray every day. Even if you didn't want to think about what you wanted to pray about, you had to think about something, but pray, you will pray. And that is something that has gone over to the next generation and to the next generation. So I'm very thankful for the power of prayer. Amen. En ek dink baie van ons het stories wat baie dieselfde is. Van ons moeders wat ons ons sal nie sê forceer nie, maar tot 'n groot mate maar seker maak dat ons die Here ken. En vir dit is ons baie dankbaar. Want as dit nie vir dit was nie, dan moes Here ons op ander maniere bereik het. En ek dink 'n ma, dis die maklikste manier vir Here om iemand te bereik is deur hulle ma. Ons het hoeveel stories van mense wat se ma's nie ophou bid vir hulle nie. En dan op die einde van die dag kan ons dankbaar wees vir dit. Okay. Ek wil net iets, 'n halfe getuienis sê oor moeders wat nie goeie voorbeelde was, byvoorbeeld, want as daar is mense in die kerk. Ek het 'n moeder gehad wat nie 'n goeie kinderlewe gehad het nie. So sy was nie die voorbeeld wat ek nodig gehad het nie. Maar wat ek geleer het is dat wat ek glo God my oortuig het, is mens weet nie wat die verhouding was aan die einde vir so 'n mens nie, en ons kan nie oordeel, en dis nooit swart en wit nie, daar's altyd redes hoekom mense goed doen. En God is 'n God van liefde en hy sien almal dieselfde, maak nie saak wat se voorbeeld hulle was. Amen. En dan Heilie, dan sal ons bid. So my mom is caring and kind and loving. And what else did your mom tell you to say? That's very nice, so thank you. Sy het nie gesê moet dit sê nie. Brownie punte. Almal van ons skoor brownie punte vandag.
En net op Daniel se punt, ek dink almal van ons ma's verskil. Party van hulle is kort, party van hulle is lank, party van hulle is skraal, party van hulle nie meer soveel nie. Maar een ding wat ons weet, maak saak wat se agtergrond ons ma's het, en maak saak hoe hulle opgestaan die dag het nie. Hulle het elke dag hulle beste gedoen. En dis iets wat ek as 'n groot mens mee sukkel om elke dag my beste doen, maar ma's elke liewe dag, konstant. Maak saak wat die uitkoms was nie. Hulle het hulle beste gedoen. Daarvoor is ons baie dankbaar. Vir al die moeders wat hier sit vandag, dit is nie ongesien nie. Al sê ons dit nie van die diepte van ons harte, vir ons is dankbaar. Kom ons sluit dit ons oor, dan bid ons vir die geld. Liewe Here, ons Vader, ons wil vir dankie vir die voorreg wat ons het om te kan verdien. Dankie vir die voorreg om ma's te kan ken. Liewe, help ons om 'n voorbeeld te wees daar waar U ons geplaas het. En help ons om elke liewe dag nader en nader aan U te beweeg. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Jy sien, moeders is baie goed om ons te herinner van goeders. Ek vra nederig om verskoning. Ek het vergeet van die verjaarsdag. Ek wil graag tyd vat net om vir die volgende mense geluk te sê met hulle verjaarsdag. Malan, geluk met jou verjaarsdag. Kala Snyman, Chanel Kutsie, geluk met jou verjaarsdag. Louis de Klerk, Teresa van Greening. Jaden Leroux, nie Tannie Salma nie, net Salma, ek was dit mooi gewaarsku. Digenter Blanche, en dan het ons ook 'n huweliksherdenking. Hulle is nie hier vandag nie, maar stuur dalk net vir hulle 'n boodskap vir oom Andre en tannie Belinda ter Blanche. Dan sê, baie dankie. Net weer eens 'n hartlike welkom aan al ons moeders, al ons onderwysers, al ons oumas, en ons hoop dat julle die dag en die oggend saam met ons sal geniet. Ons weet dat jy nie nodig het om 'n moeder te wees om in hierdie kerk 'n moeder te wees nie. En enige dame in hierdie kerk word gesien as 'n moeder. As jy sabbatskoolklas aanbied, is jy 'n moeder. En as jy omsien na kleintjies, is jy 'n moeder. As jy 'n baanbrekersklas aanbied, is jy 'n moeder in hierdie kerk. Ons het baie dames in hierdie gemeente na wie ons kan opkyk. Ek wil net begin deur te vertel hoe ek op hierdie program afgekom het. Okay, nou al hele rukkie weet ek op Moedersdag, ons het Moedersdag program en kampvergadering en is so baie goed om te doen en ons het Moedersdag en dan bly dit hierdie gedagte draai in my kop. En eendag by die werk, een van my gereelde studente, 'n naaldwerk dame, naels is altyd vreeslik mooi gedoen en ek komplimenteer haar op haar naalkleur en haar naels. Ek sê, "O, jou naels lyk so mooi." En onmiddellik kyk sy na hande en sy sê, "O, maar dit is so oud. En dit het soveel merke op en ag, sy wens die plooie was net 'n bietjie minder gewees." En ek dink by myself, "O, dis die laaste ding wat ek sien." Ek weet sy is deel van die sopkombuis by hulle kerk en ek dink by myself, daai hande, hoeveel aartappels het dit nie geskil nie? Hoeveel potte sop het dit nie gekook nie? Hoeveel uie het dit nie opgechop nie? En ek weet sy het 3 kinders en ek dink by myself, hoeveel trane het daai hande nie afgevee nie? Hoeveel pleisters het daai hande nie geplak nie? En hoeveel troos het daai hande nie aan haar kinders gebied nie? Al wat sy kan sien is al haar plooie en haar merke op haar hande. En ek sien iets heeltemal anders. So ek wil hê julle moet vandag, mamas en mamas in die kerk, dames in die kerk, kyk na julle hande. Wat sien julle? Sien julle al die plooie en die merke en miskien 'n bietjie droë kolletjies hier en daar en dalk 'n cuticle wat geknip moet word of 'n bietjie hakkerig is en dalk 'n bietjie van 'n roompie of ietsiekie nodig het? Of sien julle hoeveel brode daardie hande gebak het? Hoeveel koeke daardie hande versier het? Hoeveel trane daardie hande afgedroog het? Hoeveel modderkolle dit nie afgewas het van jou kinders in die bad nie? Hoeveel keer het daai hande nie saamgekom by mekaar vir 'n gebed oor jou gesin en jou kinders nie? So hande is meer as net dit wat ons kan sien. So die kinders wat nou by hulle mammas is, kyk na jou mamma se hande. Wat sien julle? Wat sien julle in julle ma se hande?
Okay, so ons kan nou nie vandag al julle merke afwas nie. Net laat verdwyn nie. Maar ons kan julle darm maar ietsie doen aan die droë hande. So ek wil hê al die kinders wat vandag in die kerk is, al die jongste kindertjies, steek vir my julle hande op. As jy die jongste van 'n gesin is, steek jou hand op. Julle moet, julle moet vir julle mamma 'n geskenkie kom haal en dan die oudste en al die ander kinders tussenin moet rondom julle kyk. Wie is nog 'n mamma hierso wat se kinders vandag nie by hulle is nie? Okay, julle moet dan vir al die ander mammas in die kerk 'n geskenkie kom haal. Ons wil nie een mamma of 'n dame oorslaan vandag nie, hoor. So julle kan gou vir julle mamma se geskenkie kom haal. En terwyl hulle die geskenkies kom kry, hey, do you want to give this to mommy? Go give this to mommy. And Mila, do you want to go give this to Tannie Caroline? You know Tannie Caroline. Gaan jy vir mamma gee? Mooi. Het elke dame 'n geskenkie gekry. Elke dame 'n geskenkie gekry. Nie net vir mammas nie. Is daar mammas wat by die huis is? Oumas wat by die huis is wat geskenkies nodig, wat 'n geskenkie nodig het? Ag, dankie my lief. Wie nog een? Ons is verskriklik bevoorreg om in 'n kerkgesin te kan wees. Waar ons nie net kan leer van ons ma's nie, maar dat ons kan leer en die geleentheid het om te kan leer by al die moeders in die kerk. Ons het so baie rolmodelle. En ek kan nie vandag nie dink aan Tannie Mart. En ek dink by myself, as 'n mens darem maar 'n broodtoring kan maak van al die brode wat sy gebak het. En ek weet nie wie van julle was nou al so bevoorreg gewees om een van haar brode te kry nie, want haar ouderdom laat dit nie nou meer so baie toe nie, maar weet jare terug, veral toe ons nog in die kleuterskoolkerk was, dan kom Corrie daar aan, dan sê hy, hier's vir jou 'n brood van my ma af. Jette, en dit het jou so spesiaal laat voel, as Tannie Mart vir jou darem maar 'n brood gegee het op 'n Sabbatmiddag. Maar ek dink ons kan darem maar ek wonder hoe hoog sou daai broodtoring gewees het. Seker hoër as die kerk, van hoeveel brode sy nou al gebak het. En sy bak nog steeds ons nagmaalbrood. Elke keer as ons nagmaal het, is dit Tannie Mart se nagmaalbrood. Anne-Marie, ek het so baie van jou al geleer. Jy's een van die moeders van wie ek baie opkyk in die kerk. En ek weet Landy, jy's 'n moeder vir Saskia, sy kyk verskriklik baie op na. So sy sien jou, so ons het moeders na wie ons opkyk en ons kinders het ander ma's ook na wie hulle opkyk. So ons is geweldig bevoorreg om 'n gemeenskap te hê, nie net 'n gemeenskap van moeders nie, maar 'n gemeenskap van rolmodelle. So, en dit laat my dink aan die storie in die Bybel van Paulus wat vir Timoteus 'n brief geskryf het. En dit staan in 2 Timoteus 1 vers 5. Paulus skryf vir Timoteus, hy skryf 'n brief van hom aan Timoteus, my geliefde seun. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus
So mens kan hoor dat hy skryf met soveel ontferming vir Timoteus. Hy ken Timoteus en dit is 'n mens wat ons weet is nie sy seun nie, maar dit is iemand wat hy gesien het as sy seun. En hy skryf verder in vers 5. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou ma Eunice was en wat daarvan is en ek getuig ook en ek is oortuig ek sien dit in jou ook. So dit is so kosbaar dat terwyl julle nou gepraat het van julle oumas of van julle ma's, het daar baie stories van oumas ook uitgekom wat 'n mens laat weet dat jy leer van mense wat voor jou daar was. So ons het die geleentheid om te leer van mense wat voor ons daar was. So julle kindertjies is nou welkom om daai geskenkie van mamma oop te maak. Ek gaan nou vir julle 'n storie vertel en ek sien ek gaan hom baie vinnig moet vertel. Maar julle kan solank julle mamma se hande met 'n bietjie room smeer, okay? Terwyl ons na 'n storie luister. En dan kan ons 'n bietjie deel met die droogheid. Ons kan nou nie deel met die merke nie, maar merke is nie goed wat ons altyd wil laat verdwyn nie, want dit vertel vir ons 'n storie. Dankie Rihanna vir die storie wat jy vir my gestuur het wat ek nou met die kerk sal deel. Daar was 'n man gewees, 'n jong man, en hy het gegaan vir werksonderhoud. En hy het nou al sy tweede werksonderhoud by hierdie firma gehad. En sy opleiding was baie goed gewees en die mense was baie tevrede met die opleiding wat hy gehad het. En hulle het gedink hy is 'n gepaste kandidaat vir die pos. Dit was 'n bestuurderspos wat hy voor aansoek gedoen het. Die eerste onderhoud is nou verby. Hy het gevorder tot by die tweede onderhoud en die tweede onderhoud word gehou deur die eienaar van die maatskappy. En die eienaar praat nou met hom oor sy kwalifikasies en al daai en hy kom agter hierdie is werklik waar 'n goeie kandidaat vir die kwalifikasies en op 'n stadium vra hy vir hom, waar het jy gestudeer? En hy sê vir hom die universiteit waaraan hy gestudeer het en wie het betaal vir jou studies? En hy sê, hy vra het jou pa jou betaal vir jou studies? Nee, my pa het nie betaal vir my studies nie, my pa is oorlede toe ek 'n baie jong seun was, my ma het betaal vir my studies. En voordat hulle verder aangaan met die onderhoud, sê die eienaar vir hom, voordat ons aangaan, wil ek graag hê jy moet huis toe gaan. Gaan kyk na jou ma se hande. Hy het toe huis toe gegaan en hy het gaan kyk na sy ma se hande en hy het die eienaar vertel dat sy ma was 'n klerewasser. Dit is hoe sy haar geld gemaak het en dit is hoe sy kon betaal het vir sy universiteit en sy skoolloopbaan. Toe hy nou by die huis kom, vir die eerste keer het hy gaan sit en hy het na sy ma se hande gekyk. En hy het gesien baie eelte, jy weet as jy baie in water werk, jou hande is nie meer so sag as wat hy dit kon onthou nie. Velletjies is droog om die einde, naaltjies is kort, want jy kan nie met lang naels werk nie. En vir die eerste keer het hy gesien wat sy ma vir hom gedoen het. Hy het haar hande gevat, hy het room gesmeer, hy het dit mooi ingevryf hier by die cuticle, soos wat 'n mens moet, so vryf daai cuticle. Jy weet wat 'n cuticle, né? Dis daai velletjie net na jou naal, waar jou vinger en jou naal bymekaar kom. Vryf daai cuticle. Vryf mamma se cuticles, né? Vryf en masseer mooi daai hande. En hy het dit gedoen. En hy het teruggegaan werk toe. Die volgende dag het hy teruggegaan vir die res van die onderhoud. En die eienaar het hom gevra, "Wat het jy gesien?" En hy het gesê, "Ek het gesien wat my ma se hande vir my gedoen het om my op skool te kon hou. En ek het haar hande met room gevryf en ek het dit lekker gemasseer. En toe sê ek vir haar, die res van die dag hoef sy verder niks te doen nie. Ek sal die res van die skool wasgoed was wat daar nog moes gewas gewees het. Hy het dit gewas, hy het dit opgehang en was seker nie droog genoeg om te stryk nie. Ag, dit sou mooi gewees het as hy dit kon ook gedoen het. Maar hy het dit opgehang en hy het met soveel waardering kon hy vir die eienaar van die maatskappy vertel dat hy verstaan het wat sy ma se hande vir hom gedoen het. En die eienaar sê, dit is wat ek wou gehad het, jy moes gesien het. Ek wou gehad het, jy moes gesien het dat wat jou ma gedoen het om jou op skool te hou. En die kandidaat wat ek soek as 'n bestuurder,
wil ek hê moet weet dat ander mense hard werk en dit kan waardeer. Moet ander mense se harde werk kan erken en dit kan waardeer. Dit gaan van jou 'n goeie bestuurder maak. Om te kan verstaan, almal se stories is nie 'n gemaklike storie nie. Dat ons baie keer moet hard werk en dat spanwerk is wat 'n mens nodig het. 'n Bestuurder is bereid om saam met die mense te werk wat hy lei. So dit gaan van jou 'n goeie bestuurder maak. En hy het hom toe die werk geoffer en hy was baie dankbaar daarvoor gewees. So dit is ons programmetjie vandag. En ek het betyds klaar gemaak. So voordat ons klaar maak, kom ons sluit net ons oë vir 'n laaste gebed. Liewe Heer, ons wil vir baie dankie sê vir die voorreg wat ons het om moeders te kan wees. Liewe Heer, dit is 'n ontsettende voorreg en ons weet wat 'n belangrike rol moeders in kinders se lewe speel. Maar ons weet ook dat ons lewe in 'n wêreld met soveel sondes en ons kry nie altyd die regte voorbeeld wat ons nodig het van moeders nie, maar U is so getrou in U beloftes en U lei ons paaie en ons kan van ander moeders leer, ons kan van oumas en oupas leer. Liewe Heer, en elke liewe kleintjie wat vandag hierso is, help dat hy die waardering in sy hart sal ervaar vir sy ma, en elke liewe vrou en dame wat vandag in ons gemeente is, vra ons dat U asseblief hulle sal help om te kan voel hoe ons hulle waardeer en die dinge wat hulle bereid is om te doen vir die kerk. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Nou skuif vir ons les studie en die kindertjies sal gaan na hulle klassies toe.